Goeiedag en baie welkom hierso by Lewe met Ritme, ons weeklike oefening tyd saam. Nou ons het gister gepraat in ons erediens iets van waartoe vlug 'n mens op soek na lewe. En kom ons gebruik dit as hierdie week se oefening. Eerstens, kom ons begin te evalueer waartoe vlug ek. As ek regtig moeg is, regtig nie meer lus is vir die lewe, lus is vir enigiets hier nie. Wat is daar in my gedagtes wat ek sê, as ek net dit kan gaan doen, ek het so nodig. Nou ek weet, hierdie tyd van die jaar, in Desember om die draai, dink ons al, as ek net 'n week by die see kan gaan sit, net weer bietjie die son en die strand en alles. Maar waartoe vlug jy? Is jy in sport, rekreasie, vakansie, vlug jy na vriende toe, familie toe, vlug jy na werk, geld toe, waartoe vlug jy? Nou in die eerste plek moet ek en jy dit leer ken van onsself. Waartoe is my ontvlugtings? Baie goeie punt om te leer ken. Tweedens moet jy gaan evalueer, is hierdie ontvlugtings gesond of ongesond? Sondig of nie? Jy weet, baie van ons ontvlugtings is ongesonde ontvlugtings. Met ander woorde is iets van, ek vlug na bak roomys toe, en ek kan in 'n aand voor die TV 2 liter bak roomys opeet. Dis nie 'n baie gesonde ontvlugting nie. Maar iets daarvan, laat jou beter voel vir die oomblik, en jy geniet dit net. Later voel jy skuldig, later voel jy sleg. Is deel van jou ontvlugting geld te gaan spandeer, net 'n paar skoene gaan koop, net daai mag van die kredietkaart swaai, en dan voel ek weer ek het krag en ek het beheer oor my lewe. Van ons ontvlugtings is baie gevaarlike, sondige ontvlugtings. Dis dalk na 'n ver toe, 'n geflirt op 'n selfoon of 'n boodskap, is dalk 'n siek gewoonte in jou lewe om verkeerde prentjies te gaan kyk, verkeerde gesprekke, te veel alkohol, wat ook al, dit kan enigiets wees. So, kom ons gaan evalueer van hierdie ontvlugtings. Die ander positiewe kant is, nie alle ontvlugtings is verkeerd nie. Baie van jou ontvlugtings is kwaliteit tyd saam met die Here. Met ander woorde, ek ontvlug saam met my gesin na ons plaas toe. Ons het ander gebedstye, ons het ander gesprekke. Dis 'n ontspanning, dit herlaai my batterye, nie net fisies nie, nie net emosioneel nie, maar ook my geestelike batterye. Dis 'n ander gebedswêreld wat loskom. So ek het al geleer, ek ontvlug na 'n baie gesonde plek en omstandigheid toe. So eerstens, waartoe ontvlug jy? Is hierdie ontvlugtings gesond? Is dit goed vir jou of is dit sleg vir jou? En wat kan gesonde ontvlugtings wees? Met ander woorde, die plek waartoe jy ontvlug, hoe kan jy dit aanpas? Hoe kan jy dit gesond maak? Jy dalk 'n ontvlugting, jy wil net tussen vriende wees, net lekker lag en kuier. Maak daai vriendekring 'n klein groepie. Jy gaan nog steeds lekker lag en kuier, maar die woord gaan inkom, goeie gesprekke gaan inkom, gebed vir mekaar gaan inkom. Jy het nog dieselfde ontvlugting, daar's niks fout met jou begeerte nie, maar nou word hierdie begeerte 'n ontmoetingsplek saam met die Here. So, begin jou oefening. Waartoe ontvlug jy? Wat is die eerste gedagtes wat jy kry? Waartoe jy wil ontvlug? Wat van dit is dalk gevaarlik? En hoe kan jy hierdie ontvlugting oorgee aan die Here? Dat hy in jou hele lewe betrokke raak, dat hy alles van jou lewe besit, en hoe kan jy hierdie ontvlugting vir hom gee en dit gesond maak, dat dit jou eerder laat geestelik groei. En bespreek dit dalk al reeds in 'n klein groep, saam met jou vriende, praat daaroor, en dalk leer ons by mekaar iets van gesonde ontvlugtings. Baie keer het jy net 'n gesprek met iemand nodig wat vir jou sê, maar al wat jy moet doen met hierdie ontvlugting, praat so daaroor, of gaan kyk so daarna, of ontmoet die persoon naby, of vat hierdie skrifte in dit in, en skielik word hierdie ontvlugting 'n ontmoetingsplek, en nie soseer 'n vlugplek nie. Sterkte met hierdie oefening, mag hy jou regtig help, om God oral te beleef in jou lewe, en lewe in oorvloed te geniet in jou lewe. Goed gaan, sien jou volgende week.